'n hartlike goeiemôre, good morning. Ai my Rosie, dis altyd vir my lekker om hier saam met jou te wees. Ons hoop julle is gereed want ons het 'n opwindende dag vir julle beplan. Inderdaad, Elsa, ons gesels met Roan Vermaak van Crisis on Call oor brandveiligheid. Team SA se Daniel McLean vier goud by die Afrika Kampioenskappe en vertel ons meer oor sy ongelooflike oorwinning. Ons kyk ook na Our Village se unieke Rent a Oma. Elsa, jy het mos nou glad nie nodig nie, want jy het vir ouma pets. Ek het vir ouma pets, ja. Maar ek gaan nou by die Rent a Oma konsep bietjie meer uitvind by Andrea Swart en Suzanne de Beer en dan gaan Jan Blom kom kuier met 'n voorsmaakie van sy nuwe album Tot daar waar die lig is. En ek wil net gou iets baie duidelik maak. Jy het ook vir ouma Betsy, hoor. Jy weet sy neem elke nou en dan vir jou 'n videoetjie op. Sy is die oulikste ding. Dalk gaan sy by die Rent a Oma konsep ook in bietjie in gaan daar. En dalk moet sy ook bietjie hier vir ons op stel kom kuier, né? Agter die skerms. Sy is min lus vir jou video's op sosiale media. Nou, as jy eers vir ouma Betsy op die TV wil hê, is dit 'n ander storie. Maar ons gaan bietjie later oor Rent a Oma meer gesels. Our first oggendpraatjie this morning is quite a serious one. A top ANC member from the Ledwele Putswa region in the Free State has been arrested for allegedly impersonating a police official, driving under the influence of alcohol and the unlawful use of blue lights. JNPD spokesperson Xolani Fihla said that officers were conducting routine patrols at the intersection of Rivonia Road and Grayston Drive when they stopped a Haval fitted with unauthorized blue lights. The male driver claimed that he's the official driver for the mayor of the Nala municipality, while the female passenger falsely identified herself as the mayor. The police officers, however, became suspicious when checks revealed that the vehicle was not government-owned, but registered to a bank. The driver now faces charges including impersonating a police officer, drunk driving, and unlawful use of blue lights, while the female passenger is charged with impersonation. Both are expected to appear in court soon. We remain committed to ensuring that no individual, regardless of their affiliations, is above the law, spokesperson Fihla went on to say. So, hierdie blou lig storie kom al jare aan, and there are so many different facets to a story like this. Ja, en ek kan nie glo dat die mense sulke kansse vat nie. Imagine, ons ry 'n kar en ek sê, ek is die burgemeester en dit is my driver. Dit is net vir my verstommend dat mense dink hulle kan wegkom hiermee. And then, what I also want to do is we often have a lot to say about the SAPD and JNPD and traffic officers that want a cool drink here and there and whatever, but these guys actually went above and beyond, because if you are a police officer or a traffic officer and you are pulling someone over and they say that you're the mayor, if that was the mayor and you didn't believe them, there is such a chance that maybe you could have gotten in trouble. But they went above and beyond and they went, you know what, this looks very fishy to me. Ek gaan, al sê hierdie persoon dat hulle iemand wat in 'n magsposisie is, ek glo dit nie, so ek gaan my due diligence doen en ek gaan uitvind, praat hierdie persoon die waarheid of nie. And then they went on to find out that this was actually a lie. So 'n pluimpie vir hulle. So well done to them. Well Ek stem done. saam met jou. I totally agree. Ek dink net dit is weer eens 'n geval van mens wil glad nie van hierdie soort stories lees nie. Jy weet, ek dink dit is nie eers meer aanvanklik dink ek het 'n mens jou kop geskit en gelag want dit was amper jy weet dit was amper belaglik geweest. Maar nou is 'n mens net ek weet nie. I just also want to know, how easy is it to get a blue light? Want dit is vir my, kom dit daarop neer, hoe het die mense hierdie blou lig in die hande gekry? Want behalwe nou vir die feit dat hulle gelieg het en gesê het, ek is die burgemeester en dit is my bestuurder, of my driver, hoe kry jy 'n blou lig in die hande om in jou kar te sit? Like, who's selling these? Because maybe that's where we need to start, to go, the misuse of blue lights, it's not going to be such a prevalent issue if the blue lights are not so easily accessible. Ja, en ek dink op die einde van die dag, as 'n mens ondersoek moet instel, ek dink 'n mens gaan agterkom dat dit dalk makliker is as wat ons dink. Ja. Om so 'n blou lig te bekom. Wat nogal verstommend is, because they shouldn't be used improperly. I think it's so important that they are used for the right reasons. And the blue light brigades have not got a good reputation as it stands now. So
Rarig, well done aan daardie polisie beamptes wat nou hierdie ding stopgesit het van ek is die burgemeester, I would like to be addressed as the mayor from now onwards. Ek sal die president wees as jy die burgemeester wil wees, hoor. Goed, Ras, dan 'n volgende storie, ons beweeg aan. Ter viering van Nasionale Dowe Geskiedenismaand is 3 gewilde Disney liedjies, naamlik The Next Right Thing van Frozen 2, We Don't Talk About Bruno van Encanto and Beyond van Moana 2 in gebaretaal herverwerk. Nou wat die verwerking besonders maak, is dat die karakters self die liedjies deur gebare of met behulp van gebare sing, eerder as wat daar net 'n tolk in die hoek verskyn. Disney animasieskeppers het in samewerking met 8 kunstenaars van die Deaf West Theatre die liedjies se lirieke na gebaretaal vertaal en die gebaretaal lirieke is daarna in animasie omskep. Volgens Disney fokus die nuwe gebaretaal lirieke op konsepte en emosie eerder as 'n woord-vir-woord weergawe. Die projek is daarop gemik om kinders wat doof of hardhorend is beter toegang tot Disney se stories te gee en om 'n sterker verbintenis met die dowe gemeenskap te bou. Hierdie stories gee vir my hoop. Weet jy, my hart is nou regtig so geroer, weet jy, dit is so 'n spesiale ding om 'n animasieprent te kan kyk en te kan ervaar en nou is dit vir meer kinders en meer mense toeganklik. Ja, ek dink dit vorm so 'n belangrike deel van 'n kind se verbeelding ook, jy weet. So dit is aangrypend en ek dink dit is hoe ek sou wou sien dat die wêreld in die toekoms al hoe meer so begin dink om alles net so 'n bietjie meer inklusief te maak, Ja, né? ek dink jy slaan die spyker op die kop daar. Dit voel vir my asof dit nou die begin van meer inklusiewe inhoud is vir mense wat met gestremdhede lewe of vir mense wat net op 'n ander manier sulke kuns kan ervaar. Ek dink dit is wonderlik. Absoluut. En ek dink dit kom baie keer terug, maar jy weet die landstale ook. Ja. En net ek dink hoe almal net opgewonde is. Ek onthou toe ek 'n bietjie jonger was, het ek die alfabet aangeleer en ek dink dis werklik iets waarmee mens moeite moet doen. Daar was in 'n stadium, ek het in 'n stadium met 'n tolk te doen gehad en dit het ek nog vir haar gesê, dit was destyds ook met die nuus. Dus ek vir jy moet my asseblief leer. So dis definitief nog iets wat ek in die toekoms sal wil bemeester, gebaretaal. Onthou jy nog van die gebare? Ja, ek dink ek onthou omtrent die hele alfabet. Dis 'n E, Elsa. dit is 'n R, so ja. Is Maar baie, goed. baie oulik. Dit nou daar gelaat, hou my dop in die toekoms. Ek gaan dit nog bemeester. Ja. Nou jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë gehalte en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. En dis dan al vir nou, so maak seker jy bly ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning, want ons is nou weer terug met die res van vanoggend se baie interessante en opwindende spyskaart.